Amen. Ek het net twee afkondigings van my kant af. Een, as ek dit kan amplify, hallo Therese, as jy dit nog nie gedoen het, skryf in, Tannie Adrie gaan na die tyd by die info-toonbank wees, as jy meer inligting daaroor wil hê. Tweedens, die 22ste Januarie, volgende week donderdag, het ons eerste sakeontbyt van die jaar met Ben Naitoko van Australië af. Ben lei een van die grootste kerke in Queensland. Hulle het so 6 gemeentes en dan ook King's Christian College. Hulle het so 4 Christian schools wat hulle lei vir die sakemanne en vroue in die besigheid wêreld. Dis 'n turnover van so $140 miljoen per jaar. Hy het so 'n paar myle al gehardloop en ek dink hy het iets om te deel met ons. So ek wil jou uitnooi, jy kan registreer op ons webtuiste vir die sakeontbyt volgende week donderdag. Dan as ek 'n oomblik net kan vat en net gesels oor volgende week Sondag, want volgende week Sondag lyk so 'n bietjie anderste. Dis ons 10 jaar celebration en die kerk word 'n 10er. Hy het hom soms baie keer so al gedra, maar in elk geval. Dit is 'n groot diens, so ons het 'n gasspreker die oggend, die 2 oggenddienste, is Ben Naitoko ook hier so, hy bedien die 2 oggenddienste, en dan die aanddiens is ons 10 jaar celebration, en dan gaan ons confetti cannons hê, en ek bedien ook die jaar se visie boodskap, saam met daai diens, die 6-uur diens, maar hier is wat ek jou wil vra. Dit gaan nie een diens wees wat ek jou wil uitnooi om twee dienste op 'n Sondag by te woon. Die oggend, jou 8-uur of jou 10-uur diens en dan die aanddiens. Wat ons wel sal doen is, ons sal die stoele, jy gaan hier sit, want hier is die moshpit. Holy Spit gaan hier gebeur. So ons al pak ons hom om, maar is 'n diens wat jy nie wil mis nie. As alles goed gaan, ek wil net sê, as alles goed gaan, ons 21 dae vas begin die maandag, wat ons elke jaar doen as gemeente en as familie, doen ons die 21 dae van vas en gebed, en dis nie waar jy werk nie, is wie jy ken. Ek het iemand in die gemeente het my in kontak gesit met die eienaars van Krispy Kreme. So sê ek, ons kan nie 'n 10 jaar vier sonder hou Krispy Kreme voordat. So as alles goed gaan, ek gaan niks beloof nie. Confetti cannons, dit gaan ek beloof, dit gebeur. Maar daar mag dalk 'n Krispy Kreme wees voordat jy jou 21 dae van vas en gebed begin. So, dus ek kan ek nie my hemp insteek vanoggend nie, want ek kan nie meer nie. In elk geval. Is jy opgewonde oor die woord? Net sien, hoeveel tyd het ek? Baie, mooi. Die 10-uur diens is eers nou. Ek het die afgelope 3 Sondae wat verby, of hier is die 3de Sondag, het ek bietjie met jou gedeel oor, ek het enkel verse gevat, sulke one-hit wonders, en gewoonlik probeer ek uit 'n hoofstuk uitpreek en vers vir vers, maar wat ek met jou wou deel oor die afgelope 3 weke na aanloop, en veral na die aanloop toe van ons 10 jaar celebration, en waar ons die visie gaan deel vir die jaar wat voor lê, en wat voor lê vir ons as kerk, het ek een enkele vers gevat elke Sondag en hom ontleed, ontpak en jou bedien daarmee. So hier is my laaste one-hit wonder vir hierdie jaar vir jou, en dan sal ek weer skrifgedeeltes vers vir vers preek. Maar is 'n interessante vers, is 'n amazing vers eintlik, maar wanneer jy hom eers ontleed en uitpak, is daar soveel in hierdie een vers wat vir my en jou kan beteken vir hierdie jaar. Is 'n vers wat ons kan dra vir die jaar, maar is nie net 'n vers wat jy kan opsit teen jou spieelkas of by jou kantoortafel en jou inspireer nie. Hier's baie aksie in hierdie vers. Ons gaan in diepte hierna kyk, en dis Jesaja 60 vers 1, wat die volgende sê, hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Die engel sê, arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon you. Soveel in daai vers. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dis my gebed, Here, mag u Gees ons kom bedien deur u woord. Mag die Heilige Gees die naprediker wees. Here, mag hierdie 'n boodskap wees uit die troonkamer van u hart vanoggend vir elke persoon hier en vir die jare wat vir hulle voor lê. Ons bid dit in Jesus naam.
En almal sê, Amen. Hierdie vers is interessant, want dit is nie 'n voorstel nie. As ons gaan kyk, ek weet nie of as ons weer die vers net daar kan opkry, hy sê, staan op en word verlig. Interessant as jy in jou Bybel gaan kyk, die staan voor jy op, die staan op is in hoofletters. In die 33 vertaling is hy in hoofletters geskryf, is amper asof Jesaja dit skreef vir hulle, en vir hulle instruksie gee, en hy stel nie vir hulle voor nie, hy sê nie, ek dink julle moet opstaan nie. Hy kom en hy gee 'n opdrag, en hy sê, ek maak eintlik hierdie oproep, dat jy moet opstaan. Hy sê, staan op en word verlig. Jesaja 60:1 is die hemelse oproep vir 'n moe volk. Ons het laasweek gesels oor 'n volk wat in ballingskap geneem was. Dit is in dieselfde tyd geskryf waar 'n volk in ballingskap was, en dit is eintlik in die einde van hulle ballingskap van Babylon. En hier kom Jesaja en die Here praat deur Jesaja, en hy fluister nie vir hom nie, hy gee bevel. Hy sê, arise and shine. En toe Jesaja dit met hulle spreek, is dit vir 'n nasie wat donker te beleef, wat in ballingskap is, wat teleurstelling geken het. Maar presies in daardie donkerste oomblik breek God met 'n goddelike ontbreking. En hy sê, staan op. Donkerte, seer, teleurstelling. En die Here kom met 'n bevel uit die hemel uit deur sy profeet, en hy sê vir die volk, staan op. En dit is nie 'n voorstel nie. Hy kom. Dis asof God 'n donker kamer binnekom en die lig aanskakel. Skielik verander alles. Dit is nogals interessant wat hierdie vers vir ons beteken, want God se woord, as ons kyk na hierdie vers, wag nie dat jou omstandighede opklaar nie. Hulle was nog steeds in ballingskap gewees. Hulle het nog steeds teleurstelling geproe in hulle monde en gesien, en hulle het om hulle gekyk. En die Here se woord het nie gewag dat hulle omstandighede verander het nie. God se woord is die lig wat die duisternis kom breek vir hulle. En Jesaja kom, en hy sê, staan op. Moenie wag vir jou omstandighede nie, staan op. Nou ek is 'n bietjie stil hier vanoggend, so ek gaan jou elke week herinner, totdat as ek in Maart weer terugkom. Toe maak ek nog tot einde Januarie, maar Maart kom ek terug, en dan, jy mag amen sê. We're not the chosen frozen church. Interessant, Jesaja 60 is geskryf naby die einde van Israel se ballingskap. Ongeveer 540 jaar voor Christus. Babylon was beroemd vir sy sigurate, sy torings, wat so hoog aan die hemel probeer kom het. So Babylon het probeer torings bou, toring van Babel, torings bou om te kyk hoe naby aan die hemel kan hulle kom. En hier kom Jesaja, en sy oproep was, staan op. Dit is interessant, dit is eintlik teen die kultuur waarin hierdie ouens hulle wil gewoond raak, heeltemal teen die kultuur van daardie tyd. Dit is 'n boodskap van moenie torings bou om by God uit te kom nie, God het gekom na jou toe. So God kom met 'n anderste boodskap na sy mense toe. Hy sê, moenie torings bou, moenie kyk hoe naby, dis hoe lief ek julle het, dis my genade vir jou as mens is, ek kom na jou toe. En die Hebreëse woord verstaan op is kumi. Interessant, die skryftaal wat hier gebruik word is 'n bevelvorm in 'n vroulike enkelvoud. 'n vroulike enkelvoud. So die Here skryf, God spreek Sion aan as 'n vrou. En ons weet dit, ons is sy bruid. Ek weet vir die mans hier binne, dit is bietjie weird om so daaraan te dink, moenie verval in die linkse ideologie nie. Dis nie wat hier bedoel is nie. Ek bedoel, 'n man is 'n man en 'n vrou is 'n vrou, eind van die storie. As jy te mekaar is, soek die Here se aangesig. Ek weet nie hoekom ek dit nou sê nie, maar vat dit. Dis 'n bevelvorm, 'n enkelvoud vroulike vorm. God spreek Sion aan as 'n vrou. Maar is belangrik. Hy spreek haar aan as 'n vrou soos 'n bruid wat wakker gemaak word vir haar bestemming. So hy kom en hy spreek ons aan. Want hierdie skrifvers is nie net
vir Israel nie, is vir jou en my ook. Hy kom en hy spreek jou aan vanoggend in 2026 en hy sê ek wil jou kom wakker maak vir die jaar wat voor lê, want ek het 'n plan vir jou. Ek wil jou kom wakker maak en ek wil hê jy moet begin opstaan uit die as uit, want jy het 'n bestemming. Jy het 'n roeping en ek wil jou gebruik hierdie jaar soos nog nooit tevore nie, maar ek het nodig dat jy sal ag gee op my bevel vanoggend. Staan op. Staan op. Hy kom en hy sê staan op. Hy sê staan op, word verlig. Ander vertaling sê staan op, skyn. Engels sê arise and shine. Dit is belangrik. Wat belangrik is dat hy sê jy moet opstaan. En die volgorde is belangrik. Want voordat jy kan skyn, kerk, moet jy eers opstaan. Before you can shine, you have to stand up. Voordat jy die Here se heerlikheid kan beleef en voordat jy kan skyn in 2026, het jy nodig om op te staan in die privaat en die teleurstelling van 2025 af te skud. Die seer van 2025 af te skud. Die dinge wat jy deurgegaan het af te skud. Want die Here wil hê jy moet skyn, maar hy kom en sy orde vir jou vanoggend is belangrik. Hy sê staan op. Jy kan nie verder lê nie. Jy kan nie verder top nie. Dis die vyand se taktiek. Hy het nie baie nie. Die duiwel het nie 'n groot arsenaal om jou aan te val nie. Ons ken dit want ons ken die skrif. Dis eenvoudig. Hy gaan jou herinner aan jou verlede. Konstant. Hy gaan fluister, onthou jy wat jy gedoen het? Onthou jy waar jy gefouteer het? En al wat jy nodig het om te doen, jy het nodig om die duiwel te herinner aan sy toekoms. Dis die ewige hel. En dan sê die woord, he's gonna divide and conquer. Divide and conquer. Hy kom steel, slag en verwoes. Dis sy taktiek. Hy gaan jou wil hou in jou verlede, in jou pyn, en wat jy fout gemaak het. En die Here kom en hy sê, staan op. So staan op in die privaat, sodat jy kan skyn. Kom ons ontleed hierdie vir 'n oomblik. Nommer 1, jy kan nie skyn as jy nie opstaan nie. In 2026, jy kan nie skyn as jy nie opstaan nie. Voordat jy kan skyn, moet jy eers opstaan. Is arise and shine. Dis nie skyn, dan staan jy op nie. Dis nie lê daar en flikker soos 'n liggie voordat jy begin opstaan nie. Laaste wat ek gekyk het in die Bybel is staan op in hoofletters. Hy kom en hy gee jou hierdie bevel. Kerk, God roep sy volk om eers op te staan voordat hy sy lig in hulle uitstuur. Jy kan nie bly lê in nederlaag en verwag om te skyn in oorwinning in 2026 en jy kan nie aan gister se pyn vasklou en vandag sy krag beleef nie. Ons het nodig om op te staan. Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Orde is belangrik, want jy staan op, hy gee lig. Jy beweeg, hy manifesteer. Hy manifesteer nie eerste voordat jy nie beweeg nie. Geloof beweeg eerste, dan volg die heerlikheid. Jy kan nie verwag die Here moet jou seën in die besigheid wat in jou hart is, maar jy het nog nie al die besigheid begin nie, kerk. Jy kan nie verwag die Here moet jou huwelik seën, maar jy staan nie op en jy werk nie aan jou huwelik. Jy het nodig om op te staan. Jy gaan jou nie seën as jy op jou hande staan nie. Hy gaan jou seën en hy gaan manifesteer in jou lewe wanneer jy opstaan en begin beweeg. Jy beweeg, hy reageer. Jy beweeg, hy manifesteer. Wanneer jy in gehoorsaamheid opstaan, kerk, stel God sy teenwoordigheid vry. En die Hebreëse woord verskyn hier, is die woord ori. Dit beteken om uit te straal, om met strale uit te bars. Beteken is die taal gebruik hier soos die lig van dagbreek. Nie 'n stadige hoop nie, maar 'n skielike transformasie. En in die Joodse kultuur, is interessant, ons dag, jou dag het vanoggend begin, reg? Jou dag het vanoggend begin toe jou wekker afgegaan het, en jy hopelik eers jou Bible app oopgemaak het, nie Facebook nie, weet dit was Saterdag gister, en iemand het jou nie genooi vir daardie braai nie. Hulle het jou nie genooi nie, want hulle het nie geld vir nog vleis nie, is Januarie.
Maar in die Joodse kultuur, baie interessant vir die wat dit nie weet nie, dis hoekom dit belangrik is, Bybelskool is nogals belangrik. Hello Truth plak, gaan doen hom. In die Joodse kultuur het die dag by sonsonder begin, of in hulle kultuur begin die dag wanneer die son ondergaan, nie wanneer hy opkom nie. So wanneer Jesaja sê, jou lig het gekom, hy kom letterlik en hy sê vir hulle, ek draai julle verwagting heeltemal om. Ek kom en ek kom draai jou verwagting om, want dis lig wat die duisternis breek, nie lig wat vir die duisternis wag om te verdwyn nie. Hy kom en hy kom spreek hulle heeltemal anders aan, en hy sê, luister, dit gaan anders te lyk vir jou. Jou lig het gekom, maar jy moet opstaan. Dink aan die verlamde in Markus 2, toe Jesus by hom kom, sê hy, staan op en neem jou bed en loop. Vir hom gesê, staan op. Voordat hy krag in sy bene gevoel het, moes hy eers probeer opstaan het. Voordat die wondere gebeur het, was daar eers beweging. En kyk, hier is die ongelukkige waarheid. Partykeer wag ons vir God om iets te doen, maar hy wag vir ons om te begin. My vraag is, gaan jy begin in 2026? As jy geloof het, as jy in geloof sal opstaan, Here, beleef ek hoe die Here sê, ek sal my guns laat skyn. Maar jy moet opstaan. Weer eens, die volgorde is belangrik. Dit is ook 'n weerspieëling, hierdie vers is 'n weerspieëling van die opstanding van Christus en van Pinkster. As jy gaan dieper delf, eers het Christus opgestaan, toe het hy sy gees oor die kerk uitgestort. Eers opgestaan, toe het sy heerlikheid gekom. Maar hier is die vraag. Hier is die vraag wat ek wil beantwoord vanoggend. Hoe staan ons op wanneer die wêreld rondom ons so donker voel? Hoe staan ons op wanneer dit so donker voel? Wat gee vir ons daardie krag vanoggend? En die antwoord is eenvoudig. Want die lig het klaar gekom. En daardie lig het 'n naam. En sy naam is Jesus Christus. Sien, die lig het gekom. Jesus is jou dagbreek. Jesus is jou dagbreek. Jesaja was nie net 'n uitspraak gewees nie, dit was 'n profesie gewees. En hy vind sy vervulling in Christus. Want toe Jesus gebore is, haal Matteus Jesaja 9 aan en hy sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Johannes sê in Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Beteken, hoe skyn ons in 'n donker wêreld? Hoe staan ons op in 'n donker wêreld? Jy het nodig om te besef dat die lig het gekom en daardie lig is Jesus Christus. Toe Jesus die menslike geskiedenis binne gestap het, het duisternis sy mag verloor om jou te definieer. Dit kan jou nie meer definieer nie. Want Christus het gekom. Die nag besluit nie wanneer die môre kom nie, kerk, die son doen. En Christus het gekom. Jou hoop is nie vas aan wat rondom jou gebeur nie. En laat ek dit net weer sê, die lewe is moeilik. Ek sê nie 2026 gaan jou beste jaar wees nie. My hoop is dat dit jou beste jaar is. En gaan wees. Maar weet, daar's pyn in hierdie wêreld. Daar's seer in hierdie wêreld. Hier is ons grootste probleem as pastore. Ons gee die hoop en ons spreek die hoop en ons is positief sonder om die pyn ook te preek. The amount of glory you see, double the amount of pain. Dis nie te sê jou jaar gaan, maar ons weet wie leef in ons en ons lig het gekom en sy naam is Jesus. Jou hoop is nie vas aan wat rondom jou gebeur in die kerk. Vanoggend wil ek vir jou sê, dit is vas aan wie binne in jou leef. En as Christus binne jou leef, het jy 'n onwankelbare hoop vir 2026. Want ons weerkaats nie ons eie briljantheid nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons weerspieël sy heerlikheid. Ek is mal oor hierdie vers en ek gaan vir jou 'n parafrase ook gee. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesigte soos 'n spieël in die heerlikheid van die Here aanskou,
word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou, die vers is 'n mond vol, en wat ek gedoen het is, ek het 'n parafrase vir jou gaan kry uit die Mirror Translation uit. En hy sê die volgende. Hy sê, and we all, with new understanding, see ourselves in Him as in a mirror. Thus, we are changed from inferior mindset to revealed opinion of our true origin. So dit maak nie saak wat om my aangaan in 2026 nie. Dit maak nie saak hoe donker hierdie wêreld kan wees in 2026 nie, want ek weet my lig het gekom en sy naam is Jesus Christus, en dit gaan nie oor wat om my aangaan nie, maar dit gaan oor wie in my woon, want as ek weet hy woon in my, word ek van gedaante tot gedaante verander, en ek weet, ek weerspieël sy heerlikheid. So wanneer ek in 'n donker wêreld instap, verander die donker wêreld wanneer ek al instap, want Christus leef in my. Het is belangrik om dit te weet, die lig het gekom, en Jesus Christus is jou dagbreek. Wanneer jy na Jesus kyk, en wanneer jy hom leer ken, begin jy soos hy lyk. En hoe meer jy sy lig aanskou, hoe meer skyn jy sy lig in 'n donker wêreld. Ons was op die plaas gewees hierdie week, en of by my skoonouers daar op die retirement village waar hulle bly in Nylstroom, in die Bosveld. Toe sit die Luca en sy neefie daar, en hulle kyk so die maan, en toe word die vraag iewers te gevra, hoe skyn die maan? Waar kry hy sy lig vandaan? En dit is interessant hoe hulle dit geantwoord het, en hoe vinnig hulle dit geantwoord het. Maar as jy dink aan die maan probeer nie skyn nie. Hy is net in die posisie van die son, en hy reflekteer die son. Wanneer ons onsself posisioneer, en ons weet Christus is in ons, jy hoef nie jou briljantheid te skyn nie. Geloof my, dit gaan nie werk nie. Maar wanneer jy weet Christus leef in jou, en jy skyn sy heerlikheid, dis wanneer transformasie begin gebeur in jou lewe. Die frase wat hier gebruik word, jou lig het gekom, loop parallel met die evangelie van Johannes. En Jesaja kom, en omdat hy daar die woord phos gebruik, in die Grieks, en die Hebreëus, en die parallel, as jy die parallel vergelyking kan sien, gaan jy altyd agterkom, dat Jesaja het altyd na Jesus verwys, in hierdie oomblik. Hy het altyd na Jesus verwys. As ons dink aan die kultuur van die Jode, Joodse bruidsmeisies het lampe gedra, om die bruidegom in die nag te ontmoet, volgens Matteus 25. So wanneer Jesaja sê, jou lig het gekom, kom hy, en hy gebruik nie net vroulike taal nie, maar hy gebruik ook troutaal, wanneer mense trou. Hy kom en hy sê, jou bruidegom het gekom, jou lig het gekom. Dit is besitlik. God stuur nie net lig nie, hy gee jou lig. Laastens, Jesaja stop nie daar om te sê jou lig het gekom nie. Hy kom en hy sluit hierdie vers af met die volgende, hy sê, die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Let op daardie woorde, die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Hy sê nie langs jou nie, hy sê nie voor jou nie, hy sê die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Beteken hierdie is nie net beligting nie. Hy praat nie net van lig wat hy gee nie. He's speaking about impartation. Impartasie is al ooit so 'n woord is in Afrikaans. Sorry vir die Afrikaans juffrouens. Anglisisme op sy beste. Speaking about impartation. Hy sê die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Heerlikheid in die Hebreëus is die woord kabod. Dit beteken gewig, teenwoordigheid, 'n tasbare realiteit. Terwyl ons wag vir die klavier om te speel, om my net so 'n bietjie heiliger te laat klink in hierdie oomblik.
Is interessant, in 2 Samuel 4 is daar 'n vrou wat hoogswanger is en niks met die preek uit te waai nie, maar daar get dit. Vrou wat hoogswanger is en haar man word doodgemaak, haar skoonpa word doodgemaak, hulle steel die verbondsark, sy kry die nuus, die verbondsark gesteel word, sy is hoogswanger, toe daai nuus kom, toe kraam sy net daar. Jy weet, wat slegte nuus is dit? Sy noem daardie seun Ikabod. Kabod, die heerlikheid van die Here. Ikabod, wat beteken the glory of God has departed. Hulle het die verbondsark gesteel. Hier is 'n belangrike ding eintlik, nou dat ek aan dink. Don't name your future based on present circumstances. Want Jesaja sê, hey, staan op, skyn, word verlig, want die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Die kapot, die gewig, die tasbare teenwoordigheid van die Here. Dis nie net 'n lig wat hy vir jou skyn nie. It's an impartation of God in you. Dis sy heerlikheid is in jou en oor jou. En baie keer leef ons in hierdie wêreld asof die heerlikheid van die Here weggeneem is van ons en ons geen toekoms vir ons nie. Maar Jesaja kom en hy sê die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Jy hoef nie te Ikabod nie. The glory of God has not departed your life, church. Hy is nog steeds lief vir jou, hy droom nog steeds oor jou, hy het nog steeds 'n plan met jou. Ek weet jy het dalk deur moeilike tye gegaan, maar ek wil jou kom aanmoedig in 2026 dat dit jou beste jaar gaan wees, ten spyte van die moeilike tye, want Christus Jesus leef in jou vanoggend, kerk. Hy's binne jou. Die heerlikheid is binne jou. En wanneer die heerlikheid van die Here oor jou opgaan, dra jy die atmosfeer van die hemel waar ook al jy gaan. Laat my dink aan hierdie vers, ek het altyd gewonder, hoe Here, Habakuk 2:14 sê, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die see bedek. Hoe gaan die aarde bedek word met die heerlikheid van die Here en die kennis van die heerlikheid? Staan op, word verlig, want die heerlikheid van die Here gaan oor jou. Dis hoe, deur mense wat opstaan en skyn, deur mense wat die ontvangers is van sy heerlikheid, wat sy heerlikheid weerkaats in 'n donker wêreld. As ek dink aan hierdie gaan oor jou op, die taalgebruik hier is soos 'n sonsopkoms. Beteken dit is lig wat toeneem, is nie lig wat flikker nie. God se heerlikheid word nie dowwer oor ons lewe nie. Dit skyn al hoe helderder. Dit skyn al hoe helderder. Duisternis intimideer nie die heerlikheid nie. Dit bewys net dat dit jou tyd is om te skyn. Dit is interessant, want Jesaja 60 vers 2 kom hy, en hy sê, kyk, die duisternis sal die aarde bedek, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Hier is my aanmoediging. Moenie die duisternis vervloek hierdie jaar nie. Skyn helder. Skyn helderder. Moenie die kultuur aankla nie. Dra die heerlikheid in die vertrek en waar jy gaan. Hoe donker die wêreld word, hoe meer opvallend word die lig. As ek dink aan, moenie 'n termometer wees hierdie jaar nie. Wees 'n termostaat. Want sien, 'n termometer meet die temperatuur. 'n Termostaat verander die temperatuur. En so wanneer jy hierdie jaar aanpak, kan jy hierdie jaar met bravade aanpak. Met selfvertroue aanpak. Jy kan hom aanpak en jy kan in vertrekke instap. Vertrekke waar jy dink jy behoort nie. Vertrekke waar jy dink jy is nie goed genoeg nie. Kan jy instap. Nie met 'n arrogansie nie, maar met 'n nederigheid en die weten, die Here is in my. En groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is.
Ek gaan in vertrekke instap in 2026 en die heerlikheid van die Here gaan beleef word deur my. Dis 'n oproep van Jesaja vir ons, as Hallo Kerk, in 2026, om op te staan, sodat die heerlikheid in ons stad beleef kan word. Mag sy lig skyn deur sy mense in hierdie stad waar ons woon. Kom sluit die oë. Terwyl elke oog gesluit is. Dalk sit jy hier vanoggend en is dalk vir die eerste keer weer terug in kerk vir baie lang tyd. Jy sê, Salman, is alles goed en wel, maar ek dink nie ek het Jesus in my nie. Ek wil skyn, maar ek het eers Jesus nodig. As jy vanoggend Jesus wil aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, wil ek vir jou daardie geleentheid gee. As wedergeboorte nog nooit by jou plaasgevind het nie, of dalk is dit vir jou 'n vreemde woord, dan praat ek met jou ook vanoggend. Wedergeboorte vind plaas die dag wat jy die geskenk aanvaar wat Jesus vir jou het. Daardie geskenk is die ewige lewe. Kan nie daarvoor werk nie. Ons verdien dit nie eers nie. Maar as jy eenvoudig om te sê, Here, ek aanvaar. In die oomblik wat jy dit aanvaar, kom leef die Gees van Christus binne in jou. Die Heilige Gees. So as dit jy is vanoggend, as jy Jesus wil aanvaar, ek gaan jy vorentoe roep of expose of ek wil net vir jou bid. Terwyl elke oog gesluit is, wil jy nie vir my net jou hand opsteek en weer laat sak nie. Dankie, jy kan weer laat sak, dankie. Dankie, jy kan weer laat sak. Ek gaan vra dat ons almal agter my aanbid, ter ondersteuning van daai ouens wat hulle hande opgesteek het. Here Jesus, ek kom vanoggend en ek gee my lewe vir U. Ek verklaar dat ek 'n sondaar is en ek het U nodig. Dankie dat U my vergewe. Ek aanvaar die geskenk van die ewige lewe. U is my redder, my verlosser. My lewe is U se. Here, dankie ook vir elke persoon hier. Dankie dat ons kan kom en ons lig in 2026 kan skyn. Dankie dat waar ook al ons stap, mense U heerlikheid kan beleef. Here, ek wil vir elke persoon in hierdie vertrek bid, wat nodig het om op te staan, dat hulle sal opstaan. Dat hulle die roeping sal aangryp, wat U vir hulle instoor het. Dat hulle die droom wat U oor hulle het, sal begin uitleef. Laat hulle in geloof sal begin beweeg. En sodoende U heerlikheid beleef oor hulle lewe. Seën hulle, Here, in Jesus naam. En almal sê, amen.